U is die onbeskryflike God, Jahwe, ons Vader in Jesus Christus. Dankie Here dat U elkeen wat hier sit vanmôre genooi het om hier na toe te kom, sodat U deur die Gees met hulle kan praat, met my kan praat. Dankie vir die kosbare woord, ons loof U dat ons dit mag vertrou, onbepaald, ongevrees, dat dit die waarheid is. Dankie Here, dat U nog aanhou praat met ons en help ons om U te hoor. Dankie dat ons in Jesus Christus se naam, wat die bose aan die kruis oorwin het, kan opstaan en hom kan weerstaan vanmôre, dat hy hier geen invloed sal uitoefen nie. En dat U deur U Heilige Gees vir ons elkeen sal aanraak. Ons vra dit in Jesus Christus se wonderlike naam. Amen. Gemeente, genade vir julle en vrede van God, ons Vader, van Jesus Christus, ons Here, deur die kragtige werking van sy Heilige Gees. Ons gaan lees van vers 3 tot 5 uit Matteus 5 en kom ons luister maar weer 'n bietjie wat die Here Jesus hier sê met sy eerste groot preek wat hy gelewer het. Hy sê, geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Ons gaan vanmôre kyk 'n bietjie na vers 5. Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. 'n Belangrike ding om te weet aan die begin is, dit help nie jy kom al hierdie goede na nie, maar jy het nog nie gekies vir Jesus nie. So hierdie goed red jou nie. Hierdie goed is vrugte van die feit dat jy gered is en dat jy begin 'n insig kry in wat aangaan en hoe dit moet lyk in my lewe. As ek bely met my mond, dan moet ek ook met my lewe bely dat Jesus Here in my lewe is. So ons fokus 'n bietjie op vers 5, waar ons nou al die eerste 2 na gekyk het. Ek sal net nou weer na hulle toe verwys. Maar Jesus Christus se gehoor wat hy mee gepraat het daar, is 'n groot skare wat daar gesit het, hy het so teen die berg opgeklim en dan het hy met hulle gepraat. En op die ou end het hier gehoor redelik, glo ek, geskok gewees toe Jesus hierdie klomp goed vir hulle so agter mekaar sê en soos hy verder gaan tot by die einde van hoofstuk 7 vir hulle goed sê wat nie vir hulle lekker klink nie, want hulle het nog die hele tyd gedink dat hulle kon oorleef uit eie krag, die Jode wat daar sit, uit eie krag, uit eie wysheid en mag en ander bronne kan hulle die ding doen. Onthou, hierdie ouens is nou onder die heerskappy van die Romeine wat Israel ingeneem het. Ek gaan net ook net weer daarby uitkom. Hulle het tog verwag dat wanneer die Messias, die gesalfde redder, kom, dan gaan hy vir hulle waarskynlik innooi in sy koninkryk in, en hy gaan vir hulle waarskynlik sê, ek wil julle komplimenteer op julle godsdienstigheid en julle wonderlike geestelikheid. God kyk na onder vanaf die hemel en hy is baie dankbaar vir julle. Hulle het nie hierdie revolusionêre uitkyk van Jesus verwag nie. En baie duidelik uiteindelik ook nie aanvaar nie. Jesus Christus vra vir ons in die 3de vers, in die ou vertaling het hy gesê, gelukkig is hulle wat arm van gees is. Dis wat hy vra. Arm van gees beteken volkome afhanklik van God.
volkome afhanklik. Dis wat hy vir hulle gevra het. En dan sê hy, jy moet treur. En waaroor ons het verlede keer gekyk daarna en ons het vir mekaar gesê, jy moet treur oor jou sonde. Maar jy ken natuurlik net jou sonde wanneer jy die Bybel ken en jy luister na wat die Heilige Gees vir jou sê. En as jy nou het droog gemaak het, dan druk hy sy vingers op die ear in jou sy en sê vir hy, daai was nou nie so goed gewees nie. Maak het reg. Bely dit. En op ons ouderdom moet jy dadelik bely. Jy het nie kans om nog dit te spaar vir vanaand nie, want vanaand het jy lank al vergeet. So doen dit daar op die oomblik waar jy is. Ek doen dit in elk geval so. En ek moet dit nogal baie doen partykeer. So, nou kom hy en hy vra vir sagmoedigheid. En as ons die woord hoor, dan dink ons, jylle is nou weer een van daai softies, nee, wat niks kan besluit te doen nie. Wat Jesus hier vra is geen eie geregtigheid nie, geen geestelike hoogmoed nie. God haat hoogmoed, so sê hy in Spreuke en op baie ander plekke, en hy sal vir jou laat val as jy hoogmoedig is, sê hy. As ek deesdae so rondkyk, dan lyk dit of mense hulle nie veel aan hierdie ding van sagmoedigheid steur nie, waar Jesus oproep dat jy moet 'n sagmoedige mens wees. Maak nie saak hoe sterk jy is en watter tipe van posisie jy beklee nie, sagmoedig. Ek onthou van Brandfourie, wat aanvanklik die hoof van Toyota se fabriek was daar in Durban. Hy was baie, en hy is tot vandag toe, ek vermoed hy leef nog, ek het baie lanklaas met hom te maak gehad. Hy was 'n vreeslik mooi kind van die Here en is. En hy was baie streng in daai fabriek, jy moet wees. Maar hy het altyd in liefde en ferm met hulle gepraat, dat mense na hom toe opkyk. Toe ek hom die eerste keer ontmoet het, ek het die voorreg gehad om dit te doen, was ek verbaas om te dink, dis Brandfourie hierdie, en hy is so nederig, hy is so oop, en hy praat met ouens oor die evangelie, hy is nie bang om dit uit te dra nie. So, ons moet onthou, dit is wat die Here van ons vra. Hierdie ouens van daai tyd, en daar is vandag nog 'n klomp van hulle, wil ek amper sê, dalk die meeste ook hier in ons land, dink dat die oorwinnings en die winste wat jy het en bepaal, behoort aan sterk mense en aan magtige mense. Nou, ons sien dit gebeur in ons land, die regering is in magsposisies, maar hulle misbruik dit. Hulle verrenoveer alles en arm mense kry die swaarste. So wat die Here met hulle gaan doen, ek weet nie. Ek bid maar dat hulle iewers langs die pad ook tot bekering sal kom. Nou moet 'n mens ook net onthou, die agtergrond van hierdie ouens, hoekom hulle so gedink en so geredeneer het, daar in 63 voor Jesus gebore is Palestina oorgeneem deur die Romeine. Hulle die Israeliete 'n klomp van hulle doodgemaak, en die wat oorgebly het, het hulle amper as slawe behandel. En die Jode het hulle gehaat met 'n passie. Maar hulle het die feit daarvan ontken. Want toe Jesus, ekskuus toe, in Johannes 8 vers 32 vir hulle sê, julle sal die waarheid ken. Dis nou by die Fariseërs en die Sadduseërs wat hy praat. Julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. Toe antwoord hierdie ouens, die Fariseërs en die Sadduseërs, ek sal nou sê wie hulle is. Toe antwoord hulle maar ons is die nageslag van Abraham en was nog nooit iemand se slawe nie, in vers 33, net na hy dit gesê het, sê hulle dit. Ons was nog nooit iemand se slawe nie. Hulle het wel die Messias verwag, dat hy gaan kom, en dat hy hulle sou vrymaak van die Romeine. En nou sê hierdie ene wat sê, hy is die Messias, Jesus Christus, nadat Johannes die Doper gevange geneem is en uiteindelik onthoof is,
sê hy in Markus 1 vers 15 vir hulle, die tyd het aangebreek en die koninkryk van God het naby gekom, en dan sê hierdie ding, bekeer julle en glo die evangelie. Dit was vir hulle een te veel. Hulle kon dit nie hanteer nie. Die Fariseërs was 'n groep mense wat baie nou godsdienstig tot vandag toe leef. Hulle het eintlik net die eerste 5 boeke van die Bybel wat Moses geskryf het, was hulle handleiding. En hulle het al die wette en die goede nagekom. Was baie streng daaroor. Dis hoekom hulle ook Jesus en sy disippels aangevat het toe hulle op 'n Sondag deur 'n koringland geloop het en vir hulle koring in hulle hande gevryf het. So, hulle was daai groep. Die Sadduseërs was weer 'n politieke groep, wat ook godsdienstig was. Maar hulle het baie meer, hulle het uit die priesters van die tempel gekom. Hulle het baie meer betrokke gewees daar buitekant en het probeer om op 'n manier 'n posisie in die Romeinse ryk te kry wat hulle sou bevoordeel. En in die begin het hulle nie vreeslik met Jesus gestoei nie, later het hulle omgekrap geraak toe hy daai dag die tempel skoongemaak het. En dan kry jy nog die Esseners, dis 'n groep wat hulle onttrek het van, as het ware, van die samelewing en wat baie keer in grotte en plekke gebly het en ook baie godsdienstig geleef het, 'n sterk groep van hulle daar. En dan was daar nog die laaste klompie, is die Zelote. Nou dit was die ouens wat net altyd wou beklei. Hulle het altyd moeilikheid gesoek en in gevegte betrokke geraak, waar hulle kom. So dit is nou die era wat hierdie ouens nou geleef het. En Jesus kom sê vir hulle, bekeer julle en glo die evangelie. En dis nie wat hulle wou hoor nie, want hulle het verwag die Messias moes kom as 'n groot leier, wat revolusie sou bring en hulle onafhanklik sou maak. As jy dit op vandag se terme sê, dan moet hy met hommeltuie kom en allerhande bomme en missiele en goed om hierdie wit waks uit hierdie ouens uit te skiet. Maar hy het nie dit kom doen nie. En selfs die disciples, die apostels, die 12 apostels het gedink dit is wat Jesus kon doen. Hulle sê dit vir hom in Handelinge 1 vers 6. Net voor sy hemelvaart sê hulle dit vir hom. En hulle reaksie is dus verstaanbaar, want wie wil nou 'n skare treursusters of sagmoediges hê wat jou moet kom bevry, uit waarin jy vasgevang is? Hulle sou definitief nie die harde Romeine kon hanteer nie, het hulle waarskynlik gedink. Hulle het eerder uitgeroep, kruisig hom. Toe hulle gevra is, wat moet gebeur doen met Jesus? Kruisig hom, hulle verwerp hom. En Jesus, toe hy opgestaan het uit die dood, stap saam met die Emmausgangers, en in Lukas 24, vers 25 tot 27, sê Jesus vir hulle, terwyl hulle so stap. Hoor net bietjie wat sê hy vir hulle. Hy sê daar in vers 27, wat 'n gebrek aan begrip en wat 'n traagheid van gees. Want hulle het nou geloop en praat en hierdie ouens het gesê, wauw, die ou wat ons gedink het as die Messias is nou eintlik dood en daar's niks vir ons meer nie. Dan sê hy vir hulle, glo julle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie, met ander woorde Ou Testament. Moes die Christus nie hierdie dinge lei om in sy heerlikheid in te gaan nie. Daarna het hy by Moses en al die profete begin en al die skrifuitsprake wat op hom betrekking het vir hulle uitgelê. En as jy nou bietjie gaan eerlik lees, ernstig lees, volgende jaar, dan moet jy bietjie kyk in die Ou Testament, hoeveel keer word daar na Jesus Christus verwys. Nie die naam Jesus Christus nie, maar die Messias. Hier kom hulle en hy kom sê vir hulle, maar julle lees die Bybel wat julle het. Die Sadduseërs het nou min of meer die hele Bybel, soos ons hom nou uit die Ou Testament het hulle gevolg. En julle lees die goed nie raak nie.
Wat interessant is in vandag se Bybel by die Jode se Bybel, die Ou Testament. Het hulle Jesaja 40 tot 66, het hulle daai tyd nie verstaan nie, en hulle verstaan dit vandag nog nie. Inteendeel, hulle het Jesaja 53, het hulle uitgehaal uit hulle Bybel uit. So as jy by die huis kom vandag, en vat Jesaja 53, as jy dit nog nooit gelees het nie, en gaan kyk, dan sien jy die evangelie van Jesus Christus word daarin uitgespel. Baie duidelik. Ek onthou by geleentheid wat ek daar in Ladysmith in Natal genooi is. Ek het een aand gegaan toe 'n moslim daar opgetree en hy het die vraag gevra, was Christ crucified? En dan het hy nou 'n lesing gegee vir die mense. En daar was omtrent so 1600 Indiërs en hier en daar swartes daar, en hy het gepraat en ons was so 6 wit mense wat gegaan het. Ek het dit gewaag, gaan luister. En hy het verskriklik afgepraat na die evangelie en hy het Jesus belaglik gemaak. En ek het opgestaan en gaan na die mikrofone toe hulle nou tyd vir vrae gee. Toe vra ek vir mekaar, is daar nie 'n geleentheid wat ek en jy saam, nou moet jy weet, ek studeer nog, ek het net daar so afgelos in 'n dominee se gemeente. So wat weet ek eintlik? Dat wat ons saam kan staan op dieselfde verhoog en kan praat oor wie Jesus Christus is. En hy sê toe, ja, interessant genoeg, sy afspraak in Newcastle is gekanselleer, kom ons kom môre aand by mekaar. Selfde tyd, selfde plek. Maar ek skrik my uit my bloedgroep uit en ek is daar terug huis toe. En toe ek uitloop, met die ingang aanvanklik, kry ek 'n traktaatjie oor Jesus Christus. En dis 'n Indiër wat dit vir my uitdeel. En met die uitloop, toe ek buitekant kom, toe word ek hier omring deur 'n klomp Indiërs. Wat vir my sê, thank you. Toe besef ek, maar daar is baie Christene daar in Ladysmith wat Indiërs is. En toe die volgende aand ons daar kom, toe is daai saal so vol, hy het nog meer mense, ek weet nie hoeveel daar was. En hierdie ou, hulle laat my toe eers praat en ek kry so, ek kan nie meer onthou nie, ek dink al 'n halfuur. En ek gaan daai oggend gou na die ou dominee daar, wat in die moedergemeente is, en hy die moslims goed geken, en hy het my gou 'n bietjie getrein en 'n klompie goed gegee. Hulle gee my 25 minute, hy gee my 'n halfuur, en hy sê vir my, praat 25 minute oor hierdie goede wat die Bybel sê. En dan jou laaste 5 minute, dan bring jy die evangelie baie sterk. En ek het dit toe gedoen. Toe het hy weer opgestaan en weer 'n klomp goed kwyt geraak. Maar die volgende dag het hy Indiër na my toe gekom en ek kon hom na die Here toe lei. Hy was 'n Hindu. Moslim, Jood is van die heel moeilikste mense om na Jesus toe te lei. Hy moet omtrent self aan hulle verskyn. Die Jehovah's getuies is net so 'n bietjie makliker, maar alles net so moeilik om na die Here toe te lei. En hierdie, as julle nou, ek weet nie of hierso mormone hier kom rondloop nie. Hulle is net so moeilik, want hulle is met 'n vals evangelie besig. So oppas maar daarvoor. Nou het ek te ver gaan draai. Maar hier in Lukas 24 haal Jesus juis aan uit daai dele van die Bybel. En hy sê vir hulle dat hierdie deel duidelik vertel dat die Messias 'n diensknegt sal wees wat deur baie lyding sou gaan. 'n diensknegt wat deur baie lyding sou gaan. En jy lees dit dan, as jy dit kyk. So, gaan doen dit 'n slag hier. Jesaja 61 se eerste 2 verse, Daniël 9 vers 24 tot 27, Levitikus 25 vers 8 tot 10. Julle kan dit by Linda kry die verse, as julle dit sou wou hê. Dit klink nogal na 'n treurige spul, maar Paulus vat hierdie hele ding saam in 1 Korintiërs 1 vers 26 tot 29, as hy met die mense daar in Korinthe praat. En dan sê hy hier in vers 26 oor die hele ding wat hulle met, hy sê,
Dink maar net, broers en susters, aan wat julle was toe julle geroep is. Volgens die opvatting van mense was daar nie baie geleerdes of baie invloedrykes of baie mense van aansien onder julle nie. En tog, wat vir die wêreld onsin is, het God uitgekies om die geleerdes te beskaam. Wat vir die wêreld swak is, het God uitgekies om die sterkes te beskaam. En wat vir die wêreld sonder aansien of betekenis is, ja, wat niks is nie, het God uitgekies om wat iets is tot niet te maak. Geen mens het dus iets om op te roem voor God nie. En dis die belangrike ding wat ons moet besef, wie is jy eintlik? Jy is eintlik niks, as dit nie was vir God nie. Nie jou werk, jou beroep, jou brein, jou bankbalans kan vir jou iets beteken op die dag wanneer Jesus weer kom nie. Niks daarvan nie. Net Jesus is die pad. En hoe meer ek, en hoe langer ek in die kerk is, en die voorrecht om die boodskap te bring, hoe meer begin ek te besef, toe Jesus gesê, die pad is nou, en die hek is baie klein, en min is op daai pad, besef ek dat waarskynlik meeste mense in die kerk is met godsdienst besig, maar nie met 'n geloofsaksie nie. Breed is die pad, en die hek is groot, baie is daar. Mense wat Sondag in die kerk sit, om nie eers te praat van 'n moskee of wat 'n tempel hulle ook is nie. Daar is nie 'n ander manier nie. En jy moet weet dat jy gekies het vir Jesus. En ek sê dit vanmôre weer, as jy daaroor twyfel, moet jy net nou saam met my bid. En dan kies jy vir hom weer 'n slag. En dan geskryf jy die datum voor in jou Bybel. Ek het vandag op die 12de Julie 2027, en jy kan die tyd opskryf as jy wil, het ek Jesus in my hart ingenooi. En dan moet jy die Gees toelaat om met jou te werk en met jou verdere pad te stap. Die Woordeboek, voor ek sê, wat beteken sagmoedigheid regtig? Dit beteken dat jy volkome afhanklik van God is, en dat jy treur oor jou sonde. Die Woordeboek sê, dit is 'n kwaliteit of eienskap om vriendelik, teer, geduldig, onderdanig of saggeaard in manier of gedrag te wees. Gaan lees sommer in HAT of WAT, die Afrikaanse Woordeboeke, wat verklaar. So, as ons lees in 2 Korintiërs 10 en Matteus 21, dan sien ons, hulle sê, Jesus was nederig en vriendelik. Nederig en vriendelik, hoe lyk dit by jou? As ek kyk baie keer so as ons sing, ons het die opheef van hande het ons vir die AGS en die PPK en wie ook al gegee. Ons in die kerk het nie maklik hande op nie. Ons is die chosen frozen, ons glimlag ook nie baie maklik in die erediens nie. Maar ouens en vrouens, jy moet vriendelik wees. Jy kan nie lyk soos iemand wat elke oggend 'n suurlemoen vat en hom leegsuig nie, en ons is styf en bevoeterd. Laat bietjie hierdie opwindende ding wat met jou gebeur het, uitgaan buitekant toe. Laat mense by jou vra, wat sou my jy gedrink? En sê, ja, ek het die evangelie gedrink. Dit het my vrygemaak. Kan ek dit met jou deel? Daar is 'n lekker kerk, nee. Ons is te bang om in hierdie wêreld, hierdie vreugde van die Here uit te leef. So, vriendelik, nederig. Hy het nie op 'n wit reisiesperd ingejaag, daar by Jerusalem daai dag by die palmtakke nie, hy het op 'n donkie vol ingery. Dis soos in power under control, mag onder beheer. Die koning van die konings, die skepper van die heelal, die woord, ry op 'n donkie vol in. Die magtigste ene kom so in by daai plek. 'n Sagmoedige mens het aan hulle eie ek gesterf en bekommer hulle nooit oor hulle eie pyn en seer kry nie en dra geen wrokke nie. Hou hoor dit. 'n
sagmoedige mens dra geen wrokke nie. Ek het in die tyd, toe die politiek so rof was in die 70er, 80er jare, het ek van die politici bekyk, wat nou baie aggressief was teen alles wat gebeur het, toe daar ons nou skerings gekom het, en ons het die hunker na pensioen party gekry, dis die ANC, en ons het die konservatiewe party gekry, daar het nog weggebreek en wat ook al. En dan kyk ek na die politici, en weet julle wat? Meeste van hulle loop met hierdie aggressie en amper wrok in hulle binnekant. Het ek ook geleer langs die pad, want ek het van hulle by my in die gemeente gehad waar ek was. En baie goeie vriende met hulle geword, maar die vriendelikheid, die sagtheid van die Here het net nie na vore gekom nie. En wie wat het dit aan hulle gedoen? Hulle het almal hoorn oud geword voor hulle tyd. Stok oud gelyk van hatigheid in hulle binnekant teenoor ander. Wrokke, hatigheid teenoor ander is die kanker van jou siel. Hy maak jou dood. So oppas daarvan. Ons gaan in hierdie dorp baie hard moet werk om al die pyn wat daar ontstaan wanneer ons mekaar vat oor goed wat regtig nie altyd die moeite werd is nie. Jy kan niks van hierdie aarde af saamvat hemel toe nie, behalwe jou vriende in Christus. Dis al wat saam met jou gaan. Niks anders. Jy gaan daar nog ander klere kry. Jy gaan nie meer al jou brand goed nie. Ek ken nie eens Gucci en al, ek kan dit nie bekostig nie. Ek koop maar by P.E.P. Dis een van die maklike plek, is bietjie goedkoper, nee. Eie ek moet weg wees. As geredde, en ek maak daarmee klaar, moet ons in al hierdie fasette wat Jesus Christus uitlig, groei. Ons gaan nog verder kyk vorentoe. My vraag is maar net vanmôre weer, waar staan jy rondom sagmoedigheid? Waar staan jy? Amen. Die genade van die Here Jesus Christus, ons verlosser, en die liefde van God, ons Vader, en die teenwoordigheid van die Heilige Gees, ons leidsman en bekragtiger, bly met julle elkeen. Amen.